Goeiedag luisteraars. Ek is Willie Sondersin en ek groet u hier op die senders van Joy Gospel Radio. Ek nooi u om saam met my te kuier hier op my program Wolke van Getuienisse. Nou vriende, ek wil graag met u paar woorde wissel oor die baie bekende gedeelte uit die woord van die Here, Markus 11 vanaf vers 12. En dit gaan oor die verdroogde vyeboom. Vriende, net die lees van die opskrif verklap die reaksie op die gesproke woord wat deur Jesus, wie die lewende woord is, gespreek was. Daar is krag in jou woorde. Nou, Spreuke sê, dood en lewe is in die mag van die tong. Nou, die opskrif van hierdie gedeelte sê dit natuurlik alles die verdroogde vyeboom. Die Bybel praat van 'n spesifieke boom, 'n vyeboom, wat op 'n spesifieke plek gestaan het in 'n spesifieke tyd en wat eens met soveel trots sy produk van heerlike soetvye voorsien het. Nou, in die seisoen wat hy veronderstel was om vrugte voort te bring, soos aan die begin deur God vir hom vasgestel was, hy het sy seisoene en hy het sy tye wat hy moet dra. Ons moet onthou, hierdie was nie die enigste vyebome in die omgewing nie, of die enigste vyeboom in die omgewing nie. Nou hierdie vyeboom het ook vrylik vrugte gegee aan wie ook al sou daar kom 'n vrug soek en dit pluk. Maak nie saak wie dit was nie. Nou, vye is 'n heerlike, veral as dit sappig ryp is en hy so lekker groot, daardie saadjies binne-in maak dit so fantasties. Nou kom Markus en hy beskryf vir ons van die vyeboom se tragiese lot wat deur die Skepper self beveel was, omdat daar nie die vrug was waarvoor die boom bekend was nie. Op 'n tyd toe die Skepper hom persoonlik self kom besoek het, dat hy besef dit is die Skepper, dis sy maker. Kom ons lees Markus 11 vers 12. Hy sê, en die volgende dag, onderwyl hulle uit Betanië gaan, het hy, dis nou Jesus, honger gehad, en toe hy op 'n afstand 'n vyeboom met blare sien, het hy daarheen gegaan in die hoop om iets daaraan te vind. En toe hy daarby die boom kom, vind hy niks as net blare nie, want dit was nie tyd vir vye nie. En Jesus spreek en hy sê vir hom, laat niemand ooit in der ewigheid van jou 'n vrug eet nie. Aan die een kant klink dit so kras, so geweldig. En terwyl hy dit sê, het sy disippels dit gehoor. En hulle het in Jerusalem gekom. En toe Jesus in die tempel ingaan, begin hy om die wat in die tempel verkoop en koop uit te jaag. En die tafels van die geldwisselaars en hy die stoele van die duiweverkopers en het hy omgegooi. En hy het niemand toegelaat om enige voorwerp deur die tempel te dra nie. En hy het geleer en vir hulle gesê, is daar nie geskrywe, my huis moet 'n huis van gebed genoem word vir al die nasies nie. Vriende, let veral op die woord vir al die nasies. Maar hulle het dit 'n rowerspilonk gemaak.
En die skrifgeleerdes en die owerpriesters het dit gehoor en gesoek hoe hulle hom kon ombring. Hulle het gehoor hoe hy die mense uitjaag en met 'n laaitjie geslaan het en alles. O, prys die Here, ek dink ons moet meer sulke ouens kry hier in die kerke vandag, dan sal hulle meer die Here dien. Die owerpriesters het dit gehoor en hulle het gesoek hoe hulle hom kan ombring. Want hulle was bang vir hom, omdat die hele skare verslaaf was oor sy leer en almal wat met hom te doen gehad het. En toe dit laat word, het hy uitgegaan buitekant die stad, en toe hulle vroeg in die môre verbygaan, hulle het die nag daar geslaap, sien hulle die vyeboom verdroog van die wortels af. En Petrus het onthou en vir hom gesê, Rabbi, kyk die vyeboom wat u vervloek het, is verdroog. Ek dink dit was vir hulle 'n geweldige merkwaardige teken. En Jesus antwoord en sê vir hulle, julle moet geloof in God hê. Vriende, hierdie gebeurtenis kan eintlik in 3 dele verdeel word. Die eerste gedeelte het plaasgevind die oggend van die eerste môre, net toe hulle uit Betanië gegaan het op pad na Jerusalem toe. Nou die tweede gedeelte is waar Jesus in Jerusalem die tempel skoonmaak van al die handelaars wat in die tempel koop en verkoop het. Jesus het hulle tafels omgegooi en gesê, dit is sy Vader se huis en dit behoort 'n huis van gebed te wees. Vriende, in alle respek gesê, wonder ek wat Jesus vandag sal sê as hy in sommige kerke sou kom. Hoeveel tafels sal hy nie wil omgooi nie? Die derde gedeelte van hierdie verhaal vind plaas die volgende oggend. Ons lees dit as een verhaal. Nou vriende, wanneer ons na hierdie gebeurtenis kyk, dan wil dit voel asof dit 'n tipe van aggressiewe bevel was van Jesus om die boom te vervloek, soos ek net nou gesê het, dit was dan baie kras gestel, dat daar nie op daardie oomblik vrugte aan die boom, vyeboom was nie. En die skrif sê duidelik, dit was nie 'n tyd vir vye nie. Jesus was openlik teleurgestel oor dit wat hy daar verwag het en dit nie gevind het nie. Alhoewel die boom alle tekens gehad het, daar lewe in hom was, die groen blare en te oordeel aan die groen blare waarmee hy oordek was. Die Bybel verklaar dat dit nie tyd was vir die vye nie. Dit was nie die seisoen vir vye nie. Vriende, een ding moet ons mooi verstaan, dat Jesus sou nooit sy wonderwerke gebruik om homself te bevoordeel nie, of te verryk of om sy behoefte te vervul nie. Toe Satan hom beveel om die klippe in brood te verander, het hy dit nie gedoen nie, alhoewel hy dit kon gedoen het, want hy was honger. Jesus het ook nie sy kragte gebruik toe hulle hom wou stenig en hom van woede wou doodmaak nie. By sy krygsing kon hy legioene van engele beveel het om hom te kom verlos, maar hy het nie. Maar hier vervloek hy die vyeboom, die boom wat oor die potensiaal beskik het om op die regte tyd in die regte seisoen vrugte sou voorsien en nog vir baie jare kon hy vrugte gee, wat hy seker voorheen ook gedoen het, vrugte gegee aan die eter wat daar sou verbyloop of hom sien. Maar die boom het hom teleurgestel, want daar was net groen blare en geen vrugte nie. Hoeveel keer vertoon ons wel dat ons bely dat ons Christene is,
maar ons dade vertoon geen vrug nie. Aan die vrug sal ons die boom ken, sê die skrif. Die groenigheid is wel teenwoordig. Ek gaan darm kerk toe, ek bid so nou en dan en gee my tiende en ek vloek net so nou en dan as ek kwaad word en ek vat so nou en dan 'n ou biertjie, veral as ek rugby kyk en ek sal darm nie groot leuns vertel nie. Soms het soms net so 'n ou wit leentjie. Ag, dan sal ons sê, ag die Here verstaan ons. Ons is maar net mense. Adam en Eva het in Genesis 3 vers 7 probeer om hul naaktheid met vye blare wat hulle aan mekaar gewerk het te bedek. Maar dit was nie genoeg nie. Ek was een aand by 'n baie groot kerklike byeenkoms van 'n sekere kerk. Die mense het God geloof en geprys en gesing en gespring en gejuig. En die prediker het met soveel krag, die prediking het met soveel krag uitgegaan. Die teenwoordigheid van die Here was so soet en selfs vervullend. Toe die kerk uitgekom het, het van die mense hulle gehaas om by hulle motors te kom, om gou by die huis te kan kom en om nie deur die groot verkeer opgehou te word nie. En een van die kerkgangers het sy motor vinnig in 'n trirad geplaas en inderhaas agteruit gery en rakelings byna met 'n ander motor, ook een van die kerkgangers, gebots. Die bestuurder in die ander motor met wie hy byna gebots het, spring toe uit sy motor met 'n gebalde vuis en storm heel aggressief op die ander bestuurder af. Ek was geskok toe, hier net na die kerk, en toe ek uit die mond van die broeder wat so pas uit hierdie lieflike en goddelike atmosfeer gekom het, hoor hoe dat hy die ander bestuurder met wie hy byna gebots het, hy vloek hom en hy swaai sy arms en die bestuurder lyk drigtig beskuldig van roekeloosheid. Die houding van die bestuurder was so aggressief dat as die skuldige bestuurder nie kalm gebly het nie, kon dit ontaard het in 'n vuisgeveg. Die bestuurder in die een motor het die groen blare vertoon, maar daar was geen vrug aan die boom nie. Die Bybel verklaar in 2 Timoteus 3 vers 5 sê hy, mense wat 'n gedaante van godsaligheid het, maar die krag daarvan verloon het. Vriende, jou geestelike standaard word nie gemeet aan hoe hoog ek kan spring, of hoe hard ek halleluja kan skree, of die blinkmotor wat ek ry of van my bankbalans nie. Maar dit word gemeet hoe ek reageer wanneer ek storms beleef, wanneer ek in die drukgange ingedruk word. Dit word gemeet hoeveel ek vir Jesus kan ly en nog staande kan bly. Nou hierdie gebeurtenis, toe Jesus die vyeboom vervloek het plaasgevind in die Paasseisoen, in die middel van April. Die vyeboom wat in 'n beskermde omgewing gestaan het, kan blare reeds hê, so vroeg as Maart. Maar nooit sal 'n vyeboom vye aan die boom hê voor Mei, Junie se kant toe nie. Dis nou daar in Israel. Markus beskryf dat dit nie 'n tyd was vir vye nie. Waarom sou Jesus die vyeboom vervloek het in 'n seisoen wat daar nie veronderstel was om vrugte aan die boom te wees nie? Sou daar wel vye aan die boom gewees het, sou dit nog groen gewees het ook. Nou groen vye kon 'n mens nie eet nie, want dit is onsmaaklik. En daai sap wat daar uitkom, daai melk, dit brand jou. Ons het vyebome gehad
En ek wil jou sê, ons monde het so gebrand. Ons moet nooit vergeet, vriende, dat Jesus het nie empatie met ongehoorsaamheid nie, en hy sal sonde altyd bestraf. Openbaring 19 sê dat hy oordeel en hy kom om oorlog te voer in geregtigheid. En ons veronderstel dat Jesus sou vooraf geweet het dat daar nie vrug aan die boom gaan wees nie, want hy het mos alles geweet. Jesus het alles vooruit gesien. Maar tog kom Jesus en hy soek vrugte. En toe hy dit nie kry nie, toe vervloek hy die vye boom. Vriende, ons moet na hierdie verhaal kyk as 'n werklike gebeurtenis, iets wat werklik plaasgevind het met 'n goddelike doel. Anders sou ons nooit van hierdie gebeurtenis geweet het nie. Hy het 'n doel daarmee, hoekom hy dit vir ons gesê het, hoekom hy hierdie toneel afgespeel het. God die Vader het dit so beskik dat hierdie gebeurtenis in die Bybel opgeteken moes wees. Nou vriende, dit is bedoel om 'n boodskap aan ons oor te dra. Want die hele skrif is deur God ingegee en is nuttig vir lering, teregwysing, onderwysing in die geregtigheid. In die skatkamer van hierdie verhaal skuil daar 'n verklaring voor. Dit weerspieël God se misnoë oor die volk wat hy uitverkies het. Lukas 19 vers 44, die B-gedeelte sê, omdat jy die gunstige tyd, toe God jou besoek het, nie opgemerk het nie. Ons moet dit vat as 'n gebeurtenis wat voor die tyd deur God die Vader beplan was, want Jesus noem dit so. Jesus bid in Johannes 17 en hy sê, Vader, die werk wat U my gegee het ek volbring. God het vrugte verwag van sy volk, vriende. Jesus was 'n Jood en Johannes verklaar dat hy het na sy eiendom gekom, na sy eie mense, en sy eie mense het hom nie aangeneem nie. Maar almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy mag gegee om kinders van God te word. Johannes 1 vers 12. Vriende, ons moet hierdie gebeurtenis sien as een van daardie profetiese, sal ek sê, simboliese drama-aksies wat dien as 'n vingerwysing na die toestand van die volk oor wie die naam van die Here oor uitgeroep is. As ons hierdie gebeurtenis so sien, dan wys dit op die veroordeling dat die kerk wie ons ook 'n deel van uitmaak, blare het, maar baie kerke het geen vrug nie. Ons roem hoeveel vliegtuie ons besit en die groot skares wat ons trek, die paleise wat ons besit, dit is alles die blare. Ons het verryk geword en het aan niks tekort nie. Maar God soek by sy kerk vrugte. God soek die vrugte, die verhouding wat ons met hom veronderstel is om te hê. Veral in tye van storms, om ons wanneer die storms om jou losbreek. Hoe gaan jy die storm hanteer? Dit wys dadelik op die veroordeling van die kinders van Israel en ook u en ek, die kerk van vandag. Israel was die uitverkore geroepe volk van God. Met 'n goddelike doel het God hulle uitverkies, afgesonder as sy verbondsvolk. Hy het vir Abraham gesê, ek maak jou 'n vader van baie nasies. In Deuteronomium 32 vers 9, hy sê die woord,
want die Here se deel is sy volk. Jakob is sy afgemete erfdeel. O, halleluja. Hy het hom gevind in 'n woestynland, in 'n woestynwêreld. Hy het hom omgebring om op hom het hy gekom en op hom ag gegee. Hom bewaak soos sy oogappel. In Sagaria 2 vers 8 sê die woord van die Here, die Here oor sy volk wie julle aanraak, raak sy oogappel aan. Deuteronomium 26 vers 19 sê, en dat hy praat met sy volk, dan die hoogste sal stel, bo al die nasies wat hy gemaak het, tot 'n lof en 'n roem en 'n sieraad, en dat jy 'n heilige volk aan die Here jou God sal wees, soos hy beloof het. Vriende, dit was God se begeerte, dat sy volk 'n voorbeeldige, 'n voorbeeld sal wees vir al die ander volke. God wou deur Israel met ons praat, ons as die heidene. U sal onthou die woorde van Jesus terwyl hy in die tempel was, dat hy gesê het, my huis moet 'n huis van gebed genoem word vir al die nasies. Ek wil vir u sê, in die 1000 vredige jare gaan ons hierdie dinge beleef vir dit. Jerusalem gaan 'n gebedsplek wees vir al die nasies. Maar julle het dit 'n rowerspilong gemaak. Die feit dat ons Jesus aangeneem het, plaas 'n verantwoordelikheid op ons as sy kinders om ons roeping en ons verkiesing vas te maak. Vriende, dit gaan daaroor om nou dat ons kan nie nou agteroor sit en op 'n, soos hulle sê, op 'n rocking chair nie, te sit en nou dink ek is nou gereed, ek is nou gered vir die hemel nie. Daar rus soveel verantwoordelikheid op ons as kinders van God, want die wêreld se oë rus op ons. Vriende, die wêreld soek die vrug wat hulle siele sal honger, hulle siel se honger kan stil. Ons is ambassadeurs van die hemel. Dit is ek en u as Christene wat die vrugte moet voortbring, sodat die wêreld deur die geestelike vrugte wat ons vir hulle kan aanbied, die wêreld gered kan word. 2 Korintiërs 3 vers 2 sê, julle is ons brief, sê Paulus, geskrywe in ons harte, geken en gelees deur al die mense. Vriende, die wêreld kyk op ons. Iewers sê die Bybel ook daar, dat die mense praat, hulle kyk na ons lewens. Vriende, dwars deur die geskiedenis van Israel was hulle deur God uitverkies om homself voor te berei, om wanneer hy die Jesus, die Messias gaan kom, hulle opgewonde sou wees om hom te verwelkom, want die profeet het gesê, die heerskappy is op sy skouers, en hy word genoem wonderbaar, raadsman, sterke God, ewige Vader, vredevors. Maar inteendeel, en hoe tragies dat, toe hy verskyn, vind hy net leë beloftes. 'n boom vol groen blare, maar geen vrug wat hulle sou identifiseer as die volk van God, wat die verlosser van die Messias verwag nie, die verlosser te kan hê. O vriende, ons kan hy het gekom na sy eiendom, sy eie mense het hom nie aangeneem. Nou vir ons duidelikheid van 'n belofte onvervuld. Charles Lamb vertel van 'n man wat in 'n baie gesiene en prominente en invloedryke familie gebore is.
Die kind se naam was Samuel Legrais. Hoop ek sê dit reg. Alle hoop was dat hierdie kind verandering sal bring aan die lewensomstandighede van sy volk. Hy het die beste opleiding ontvang om van hom hierdie figuur te maak op wie alle hoop sou wees. Toe hy groter word, het hy niks vir die mense gedoen nie. Toe sê hulle van hom, as hy net sou probeer het om iets te doen, sou hy vir die mense iets kon beteken het, om 'n laste ligter te kon maak, want hy het beskik oor die moontlikhede om die verwagtinge van die mense te volbring. Toe hy op die eind van sy lewe gekom het, het die volk gesê, hy mag moontlik iets vir hulle kon gedoen het, as hy net probeer het. Vriende, dit is 'n bewys van 'n onvervulde belofte. Die vervloeking van die vyeboom is 'n profetiese veroordeling van 'n belofte wat verskyn het en wat deur die volk verwerp is. Ekskuus tog, die volk se reaksie het geen vrug opgelewer nie. Dit mag veronderstel geword het dat die boom met sy blare vrug beloof het, maar helaas, daar was geen vrug nie. Vriende, dwars deur die Nuwe Testament wat die noodkreet dat die mens geken sal word aan die vrugte wat hy dra. Matteus 7 vers 16 sê aan hulle, vrugte sal julle hulle ken. 'n Mens pluk tog nie druiwe van dorings of vye van distels nie. Lukas 3 vers 8 sê, dra dan vrugte wat by die kering pas. En moenie by julleself begin sê, ons het Abraham as 'n vader, want ek sê vir julle, dat God mag het om uit hierdie klippe Abraham, kinders van Abraham te verwek. Matteus 7 vers 21 sê, nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal ingaan nie in die koninkryk van die hemel nie, maar hy wat die wil van die Vader doen, wat in die hemele is. Matteus 7 vers 22 sê, baie sal in daardie dag vir my sê, Here, Here, het ons nie in u naam geprofeteer, in u naam duiwels uitgedryf, en in u naam baie kragtige dade gedoen nie? Matteus 7 vers 23 sê, en dan sal ek aan hulle sê, ek het julle nooit geken nie, gaan weg van my, julle wat die ongeregtigheid werk. Jesus beeld sy teleurstelling, sy misnoë uit oor sy volk wat hom verwerp het. In Matteus 23 vers 37 sê Jesus, Jerusalem, Jerusalem, jy wat die profete doodgemaak het en gestenig die wat na jou gestuur is, hoe dikwels wou ek jou kinders bymekaar maak soos 'n hennaarkuikens onder die vlerke, maar jy wou nie. Vriende, julle huis word vir julle woes gelaat. Ons is aan die einde van hierdie sessie ook. Mag die Here u seën. Dra die vrugte wat by die bekering pas. Tot volgende week. Maranatha.